Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 1, 27 Junie tot 3 Julie. Paulus se bediening in Korinthe. Kom ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om weer U woord te kan bestudeer aan die begin van hierdie nuwe kwartaal. Liewe Heer, dankie vir die briewe van Paulus aan die Korintiërs wat U vir ons bewaar het dat ons dit vandag nog kan bestudeer. Terwyl ons hierdie week stil staan by Paulus se bediening in Korinthe, vra ons dat U asseblief ons geestelike hart en verstand mag oopmaak vir die leiding van die Heilige Gees. Help ons om die lesse uit Paulus se lewe en bediening te verstaan en dit in ons eie wandel met U mag toepas. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 1 vers 1, Galasiërs 1 vers 1, Handelinge 17 vers 16 tot 34, 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 11, Handelinge 18 vers 4 tot 10, 2 Korintiërs 2 vers 4. Geheeteks, Handelinge 18 vers 9 en 10. Een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê, moenie bang wees nie, hou aan met preek en moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Handelinge 18 vers 9 en 10. Die beroemde Engelse sendeling William Carey het gesê dat hy skoene regmaak om sy uitgawes te dek, maar dat sieleredding sy ware roeping is. Insgelyks was Paulus 'n tentmaker, net om die pot aan die kook te hou, soos gelees in Handelinge 18 vers 1 tot 3. Sy ware nering was natuurlik om siele vir Christus te wen. Van dese week kry ons 'n kykie in Paulus se bediening aan die gemeentes in die hawestad Korinthe. Die kerk daar, soos ons aanstonds sal sien, het 'n magdom probleme gehad. In 'n sekere opsig stoei die kerk byna 2000 jaar later steeds met soortgelyke probleme. Enige een wat al 'n geruime tyd lank 'n Christen of by 'n kerkwerk betrokke is, sy reaksie hierop sal wees, het jy al ooit 'n groepie Christengelowiges gevind wat nie probleme het nie? Almal weet wat die antwoord hierop is. Al die probleme waarmee Paulus in Korinthe te kampe het, takel hy met Golgotha, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 2. Getrouheid aan hierdie boodskap, aan die gereis, is ook die manier om die uitdagings wat ons vandag in die gesig staar, die hoof te bied. Soos ons van dese week en reg deur die kwartaal sal sien, geld die boodskap van 1 en 2 Korintiërs ook vir die hedendaagse gelowige. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 4 Julie.